Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by Maranatha bediening. Ek is na my aftrede weer ingespan en tans leraar by McGregor gemeente. 'n Uitdaging wat ek glo die Here op my pad gebring het en ook een wat ek terdee geniet. Ek is nou in die vakansietyd so vir 2 naweke af, vriende, en daarom is dit vir my ook 'n geleentheid wat oopgegaan het om vandag 'n Paasvrydag boodskap te kan uitstuur. Vriende, vandag op Goeie Vrydag gedenk ons die kruisiging van ons Here Jesus. En ek wil graag fokus op die regsaak wat tot Jesus se skuldig bevinding en sy dood gelei het. Ons gaan na die boodskap ook nagmaal gebruik, en as jy dit dan graag ook saam met my wil doen, dan kan jy gerus die video ook nou onderbreek en vir jou 'n stukkie brood en 'n glasie wyn of druiwesap gaan kry, en kom ek open dan vir ons met 'n kort gebed. Here Jesus, op hierdie Paasvrydagmôre dank ons U vir U geweldige offer aan die kruis. En bid ons dat U Uself aan ons sal openbaar. Saam met die mooi Engelse lied wil ons ook vra, Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Heilige Gees, verlig ons harte en laat val vanoggend die kollig, helder en duidelik op die Here Jesus Christus as ons verlosser. Amen. Vriende, ons skriflesing is Johannes hoofstuk 19 en ek lees vir ons vanaf vers 1 tot en met vers 11. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het van hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, Ons groet U, koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, U sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan U gegee was nie. Ons lees tot sover. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons gaan vanoggend die wyse waarop Jesus verhoor is onder die vergrootglas plaas. Maar kom ons begin heel eerste deur te fokus op die gesagsfiguur wat 'n geweldige groot rol in sy verhoor gespeel het, naamlik Pontius Pilatus. Vriende, Pilatus was 'n Romein wat in 26 na Christus deur die Romeinse keiser Tiberius as die 5de prokurator of gouverneur, sou ons ook kan sê, van Judea en Samaria aangestel is.
Pilatus was nie baie gewild by die Jode nie, omdat hy hulle met sy uittartinge en provokasies geïrriteer het, tot die uiterste toe geïrriteer het. En omdat hy 'n heidense Romein was, was die Joodse godsdiens en die Joodse kultuur vir hom, vir Pilatus, maar 'n totaal vreemde konsep, wat hy nie veel van verstaan het nie. Nou as ons van Pilatus se goeie hoedanighede iets moet sê, dan het dit ongetwyfeld op juridiese gebied gelê. Hy is redelik algemeen as 'n goeie regsman beskou. En toe het dit dan ook so gebeur, dat hy die regter sou wees by die belangrikste verhoor van alle tye. Die verhoor van Jesus van Nasaret. En dit bring vir ons vervolgens dan by die saak teen Jesus. Nou vriende, in hierdie geweldige saak teen Jesus het Pilatus nogmaals gewys dat hy 'n bekwame regter was. Toe Jesus voor hom gebring is, het hy die saak sonder huiwering behartig. Interessant is dat dit in die baie vroeë oggendure was wat die Joodse Raad vir hom daar na die burg Antonia, vir Jesus na die burg Antonia voor Pilatus gebring het. Met ander woorde, die Joodse Raad wou op 'n baie slinkse en geslepe wyse hê dat die saak so vroeg as moontlik afgehandel sou word. Voordat die mense wakker sou word, moes hierdie saak al deurgedruk gewees het, klaar wees, sodat daar nie dalk enige opstand van die kant van Jesus se volgelinge kon wees nie. Want vriende, die Joodse Raad het geweet, hulle was baie deeglik bewus daarvan dat Jesus ook baie volgelinge gehad het. Maar ongelukkig vir die gekonkel van die Joodse Raad was Pilatus nie bereid om maar net 'n rubberstempel vir hulle te wees nie. Pilatus het die beskuldigings teen Jesus aangehoor. Hy het vasgestel wat die verdediging se saak was aan die kant van Jesus, en toe hy alles aangehoor het, toe kom hy tot die korrekte beslissing, naamlik dat Jesus onskuldig is. En broer en suster, wat nou baie interessant is die verskil wat die Joodse Raad gemaak het tussen die gronde waarop hulle vir Jesus skuldig bevind het en die gronde wat hulle nou voor Pilatus gaan aanvoer het om Jesus skuldig te kry. Voor die Joodse Raad het die hoëpriester vir Jesus gevra: "Ek stel jou onder 'n eed by die lewende God dat jy moet sê, is jy die Christus, die Seun van God?" En dan antwoord Jesus: "Dit is soos u sê." Matteus 26 vers 63 en 64. Daarop het die hoëpriester tot die slotsom gekom dat Jesus teen God gelaster het. En die Joodse Raad besluit dan eenparig dat Jesus weens sy godslastering skuldig is, die dood skuldig is. Maar broer en suster, wanneer die Jode nou vir Jesus voor Pilatus bring, dan verander hulle die klag, omdat hulle geweet het dat 'n klag van godslastering nie op die heidense Romein Pilatus veel indruk sou maak nie. Luister mooi, wat sê hulle nou aan Pilatus? Lukas 23 vers 3. Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keiser belasting te betaal. En hy beweer dat hy die Christus, die koning is. Nou met so 'n klag het die Jode onmiddellik 'n sterk saak teen Jesus gehad. Want vriende, volgens hierdie klag lyk dit nou of Jesus 'n politieke oproerder is. Want hy weier om belasting te betaal. En hy's 'n ophitser. En hy het boonop politieke aspirasies. Hy wil koning wees. Maar broer en suster, die goeie regsman wat Pilatus was,
sien dwars deur die Joodse planne. So staan dit in Markus 15 vers 10. Hy het geweet dat die Jode hom uit afguns oorgelewer het. Die ou vertaling het daar gesê dat die Jode hom uit nydigheid oorgelewer het. Pilatus ondersoek die saak en nadat hy Jesus lank ondervra het, het hy openlik teenoor die Jode verklaar: ek vind geen skuld in hom nie. Johannes 18 vers 38. Hoewel Pilatus hier by die aanvang van die verhoor laat blyk het dat hy die aanklag van die Jode verwerp, het hy tog later die opskrif bo aan die kruis laat aanbring: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Johannes 18 vers 9. Want deur dit te doen, daardie woorde, het hy daarom ten minste die skyn bewaar dat hy Jesus om politieke redes laat kruisig het. Maar liewe vriende, Pilatus vind Jesus onskuldig. En hiermee is die Jode natuurlik glad nie tevrede nie. En as die Jode nou met hulle beskuldigings voortgaan, dan verwys Pilatus hulle na koning Herodes Antipas, die vuurvors van Galilea, want Jesus was van Nasaret in Galilea. Herodes was vir die geleentheid van die Paasfees ook in Jerusalem. En Pilatus gebruik nou die kans om ook Herodes se mening in te win. En weer word Jesus onskuldig bevind. Interessant genoeg is, sonder dat iemand ooit oor sy onskuld getuig het. Maar broeders, is dit ten spyte van Herodes se onskuldig bevinding van Jesus, wou die Jode steeds nie kop gee nie. En toe kom Pilatus met 'n verdere interessante skuif om Jesus te probeer loskry. Hy laat die Jode tussen Jesus en 'n gruwelike misdadiger met die naam van Barabbas, party mense sê Barabbas, tussen Jesus en Barabbas kies, met die hoop dat hulle dan eerder Jesus se loslating sal verkies. Maar helaas, Barabbas word verkies. En dan kom daar 'n klein oponthoud, wanneer daar 'n brief van Pilatus se vrou aan hom oorhandig word, waarin sy skryf: moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie. Want ek het vandag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Matteus 27 vers 19. En vriende, dit moes sekerlik vir Pilatus laat skrik het en hom nog meer oortuig het om Jesus maar eerder los te laat. En dan herhaal Pilatus dit vir die 3de maal. Watter kwaad het hierdie man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en hom dan loslaat. Lukas 23 vers 22. Maar selfs die pynlike geseling en die spot van die soldate wat gewoonlik daarmee gepaard gegaan het, was ook nie vir die Jode genoeg nie. Hulle wou Jesus uit die weg ruim. Jesus moes sterwe. En broer en suster, as die Jode dan onder die aanhitsing van die bose steeds aanhou dat Jesus gekruisig moet word, dan verklaar Pilatus: vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Johannes 19 vers 6. Volgens Johannes se beskrywing het Pilatus Jesus nog 'n keer ondervra en 'n laaste poging aangewend om Jesus los te laat. Maar broeders, as toe kom die Jode met die laaste en die sterkste argument wat Pilatus se weerstand in duie laat stort het. Nou skreeu die Jode: as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. En wat nou hier gebeur, is dat Pilatus nou self as Romeinse goewerneur bedreig word. En toe Pilatus hierdie argument hoor, toe gee hy in. Toe laat hy Jesus kruisig.
Hy doen dit nie omdat hy skielik nou van oortuiging verander het nie, maar doodgewoon omdat sy eie posisie, sy persoon, nou by die Romeinse keiser bedreig word. En 'n Romeinse goewerneur sou enige iets doen om in die goeie boeke van die keiser te bly en daarmee 'n vriend van die keiser genoem te word. En dan probeer Pilatus hom losmaak van die gevolge van sy vonnis deur sy hande voor die skare te was en uit te roep: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. En so, liewe vriende, word Jesus onskuldig veroordeel en op sy kruis weggeneem. Iemand wat 'n paar keer onskuldig bevind is, ontvang die doodstraf. Die Jode het uiteindelik gewen en hulle sin gekry. Maar, liewe vriende, hiermee het ons beslis nog nie die laaste woorde of die laaste woord oor Jesus se veroordeling gespreek nie. Want daar is 'n ander baie belangrike aspek, sekerlik die belangrikste aspek, wat ons tog nooit uit die oog moet verloor nie. Jesus self lei vir ons hiertoe, tot hierdie diepere sin, hierdie diepere betekenis van die hofsitting. Hoor wat sê hy, Johannes 19 vers 11, lees ons hoe dat hy vir Pilatus die volgende sê: U sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Met hierdie woorde van Jesus kry die hofsaak nou 'n gans andere dimensie. Want met hierdie woorde van Jesus wys hy nou vir God aan as die ware regter. Nie Pilatus nie, maar dit is God self wat die regter is. Dit is God self wat hier ten volle in beheer van sake is. Pilatus en Herodes en die Joodse raad raak nou sekondêr. Hulle word op die agtergrond geskuif. Want is in die eerste plek nie mense nie, maar God self wat hier besig is om te handel. Want dit is die straf van die totale sondige mensdom wat hier op die onskuldige en sondelose lam van God geplaas word. Hoe treffend word dit vir ons beskryf in Handelinge 4 vers 27 en 28. Vir ons 'n beskrywing van wat eintlik hier plaasgevind het, hier gebeur het. Ek lees: Herodes en Pontius Pilatus het met die heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar Jesus, wat deur u gesalf is. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. Hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. Tydens Jesus se hofsaak, liewe vriende, en al die woelinge en al die onregverdighede wat daarmee gepaard gegaan het, was God self in beheer. En het hy die haat van die Joodse volk en die posisies van mense soos Pilatus en Herodes gebruik om sy doel te bereik en om sy verlossingsplan uit te voer. En net so, liewe vriende, is die Here vandag nog in beheer en kan hy uit dinge wat dalk vir ons baie negatief en baie sleg lyk, ook iets baie mooi laat voortspruit. Al kan ons dit aanvanklik nie insien of verstaan nie, maar dis 'n preek vir 'n ander keer. Die lydingsweg van Jesus en die kruisdood op Golgotha, so sleg soos dit gelyk het enorme seën vir die hele mensdom gebring, vir die mensdom ingehou. Want die onskuldige seun van God
was bestem om te kom sterwe, om vir die ganse mensdom se sonde te kom betaal. Vriende, laastens moet ons vanoggend ook aan nog 'n baie belangrike waarheid vashou, naamlik dat dit ook nie net die Joodse volk was wat die skurke in hierdie verhaal was nie. Verseker het hulle 'n groot rol gespeel in Jesus se veroordeling en sy kruisiging, maar ook ons, ek en jy, was in hierdie verhaal betrokke. Ook ek en jy kan nie ons hande soos 'n Pilatus in onskuld was nie, want ook ons het 'n aandeel gehad in sy spykers. Want dit was ook vir ons sonde dat die Here Jesus die lydensweg en die pad van die kruis moes loop. Daarom kan ons ten slotte ook maar net op hierdie Paasvrydagmôre in diepe berou en ootmoed voor die Here staan en vir hom loof en prys en dank vir sy groot genade en liefde wat hy in en deur Jesus se offerande aan ons bewys het. Ek sluit by die treffende woorde wat Anton van Niekerk oor ons eie aandeel geskryf het. Hy skryf: op die vraag van die aangrypende Negro Spiritual, daai bekende mooi lied, were you there when they crucified my Lord? Op daardie vraag, sê van Niekerk, kan ons maar net antwoord, ja, ons was daar. Op Golgotha was ons elkeen daar. Net die een wat gelei het, was nie ek of jy nie. Dit was die een wat gesterf het in ons plek. Amen. Here, ons kan maar net in verwondering staan oor u genadige verlossingsplan, wat u deur die optrede en die handelinge van mense volvoer het. Die rol van Pilatus en Herodes, en veral ook die haat van die Jode. Maar Here, ons weet dat u in beheer was. En ons bely ook ons aandeel in die kruisdood van Jesus, ons wat ook teenoor u oortree het. Dankie Here Jesus dat u ook vir ons, dat u ook vir my sonde, die bittere prys van die kruisdood betaal het. Dankie dat u kruisdood en ook u opstanding goddelike gebeure en ook 'n heerlike oorwinning was wat u vir ons behaal het en waarin ons vandag ook met groot dankbaarheid en 'n diepe vreugde kan deel. Ons eer u, Here Jesus. Amen. Liewe vriende, ons gaan nou ook as verlostes Jesus se kruisdood gedenk deur saam nagmaal te gebruik. So ek nooi graag nou ook vir julle, kom deel saam met my in die heilige nagmaal. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sonde.
Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Leeg, net met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, u het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. Vriende, ons slotlied is die pragtige ou Halleluja lied, Daar's 'n dierbare kruis. Baie van julle ken dit en julle is so welkom, die woorde sal op die skerm wees om dit ook saam te sing, sommer hartlik saam te sing. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle 'n baie geseënde Paasnaweek en vrede vir jou. Daar's 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek lei, tot die stryd hier benie is volstryd, tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. O die dierbare kruis, waar die uiterste prys deur kosbare bloed is betaal. Daar is smarte gelei en versoening verkry, waar Jesus oorwinning behaal. By die kruis wil ek lei, tot die stryd hier benie is volstryd, tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die dierbare kruis sal ons loflied verrys tot iemand daarbo om die troon. Want eens is ons thuis in die Vader se huis, dan wissel ons kruis